Soos ons ouer word, is die meeste mense geneig om sommige dinge te begin vergeet. Of dalk wil ons net nie alles onthou nie. Vanoggend se gas het 'n baie interessante geheue en deel die ou koeie van die verlede deesdae sommer van die verhoog af met 'n hele paar mense. Ek het gesê ek gaan haar nooi. So goeiemôre, good morning ouma, baie welkom. Ag, is baie lekker om hier te wees. Ja, die Engels is ons gaan die Engels praat vandag hier. Jy is baie welkom om Afrikaans en Engels te gesels. Engels kom moeiliker. Nou, ek kom van Namakawaland en is Engels soos Duits of Frans of Grieks. Dis nie maklik nie. Wel, ek wil net vir jou sê, ek is so dankbaar dat Margriet Meyer-Riedenbeck jou aan ons voorgestel het, maar op 'n skaal van 1 tot 10, hoe goed sou jy sê is jou geheue? Lekker? Kyk, mense geheue kry net sterkies. Dit is wat gebeur, want jy onthou dit soos ek dink almal hou van die waarheid, né? Ja. Behalwe as die waarheid oor jou gaan. Dan hou mense nie meer daarvan nie. Maar my geheue is lekker. Net nou en kyk, die probleem is as jy nou jonk is, soos jy. Ja. Jy sit nou daar en dink jy hierdie ou vrou, né? Ek weet, maar jy sê dit nou nie. Nee, ek kan so nie, wees eerlik, is reg. Ek is 'n ou vrou en dis okay. Maar jy dink dit, maar jy sê dit nie nou nie, né? Want dit is slegte maniere. Jy's mos nog goed opgevoed. Ek hoop so, ja. Ja. Maar as ek nou hier sit, dan dink ek, hierdie mooi, ek sê iets moois. Maar as jy nou ek het lelike iets gedink, né? Dan voor jy sien, dan het dit uitgekom. Dis wat die ding is met ouer word. Die stories kom net uit, die wag, né? Die eiwol. So 'n mens draai nie meer doekies om nie. Jy sê ding soos wat dit is. Ek is by my menopause. Ek het nie met die jong mense se taak om doekies om te draai. Nee, hulle moet nog daardeur gaan. Maar ek hou van hierdie plant, hy's regtig. Mens kry mos niks meer regtig nie. Alles is mos nou fake. Hæ? Dis regtig. Nee, alles is AI. Ek het gedog jy gaan nou AI. Maar KI. Ja, ons gaan later oor kunsmatige intelligensie gesels, want ek het 'n paar vrae oor soortgelyke kwessies ook. Maar kom ons kom net gou terug by die feit dat ouma oor die ou koeie gesels. Wat het jou laat besluit om dit te doen? Hoekom wil jy dit met mense deel? Kyk, ek kom van die Kaap, ons kry nog die koeranta, né? Ja. En dis my lekker, want ek hou van die swart op die wit. Dit voel so 'n bietjie soos die waarheid. Dit is by internet is dit die nuus is soos die spook geskruis met 'n seekat. Dit verdwyn. Dit verdamp. Dit verander van kleur voor jou oë. Ja. Maar die koerant voel nog lekker. Maar dan die staak ek vas by die begrafnisbladsy, né? Daai briefies en hulle gaan ons dood alfabeties. Maar ek dink ek haak nou vas daar omdat jy al hoe meer van die gesigte herken, né? Oor jy raak, dit is die waarheid. Maar dan herken jy die gesig, maar as jy die dingetjie lees, dan dink jy dis nie die mens wat ek geken het nie. Kyk, niemand wat doodgaan het al enige nonsens in hulle hele lewe aangevang en hulle almal is hoogheilig. So dit is vir my, so toe ek dit nou begin lees en toe begin ek besef, maar nou en dan moet mens maar ou koei uitgrawe, né? En die waarheid praat soos dit was. En toe ek nou 'n hele klomp karakters in my show wat ek nog geken het van familie, Dominee Tillman en Voetsek Versagie en almal van ons laat 'n spoor, né? Maar party van ons rus nie in vrede nie, hoor. Party van ons, ek dink nie die vrede kom so lekker as ons weg is nie. Ja, en hou daarvan om te spook. Ja. Goed, so waaroor, sonder om nou te veel, kom ons sê sonder om die aap uit die mou te laat, waaroor gaan hierdie ou koeie dan nou? Die ou koeie gaan dat mens die regte storie vertel, maar op 'n stadium moet mens ook die ou koeie begrawe. So ek vertel ook van my man. Kyk, ek was getroud 3 keer, né? Die eerste een was Johan. Ja. En ek het al 3 begrawe, die laaste een het net ingeslymer. Maar Johan het ek was nogal geheg aan hom. Ja. Maar hy het jong dood gegaan. Want hy was 'n dromer en hy het tog heel onnugter dood gegaan. En hy het gelei in slaapapnee. Jy weet wat's dit, né? Jy vergeet om asem te haal en jy vir 'n paar sekondes dood en dan skrik jy jouself weer lewendig. Maar ek het 2 kinders by hom gehad en dit is eintlik waaroor die hele storie gaan, is oor al hy familie stambome en hoe families in mekaar steek en hoe mens hoe sal ek dit nou stel, hoe mens op die einde dink jy ken die waarheid en dan baie jare later dan kruip die waarheid so
onderuit, né? Soos byvoorbeeld Johan se broer Kobus. Hy was 'n baie hardwerkende man, maar hy was 'n bliksem. So hard soos hy kon werk, so hard kon hy speel. En hy het nou die waardige vrou Hermine gehad en sy was wonderlik en 3 kenners by haar. Maar dan op die dorp het hy vir Hildegard gehad, né? Die Duitse immigrant. En sy het die Tai Chi klasse aangebied. Jy het sy almal geleer om te strek en te ontspan. En jy kon sy strek, haar bene was permanent in verskillende tydzones. Maar en dan eers jare later, wanneer al hierdie mense dood is, dan kom die regte stories uit, né? En dan sien jy hoe pas die puzzle eintlik. Ek dink dit is baie interessant en om dinge ook so te benader. So waar gesels ouma dan nou volgende oor hierdie ou koeie? Man, ek ry mos met die Jaresie, né? Ja. Ja, ek ry nog met die Jaresie. Selfs hier in Gauteng. Soms so self. Ja, niemand sê hulle sê ek moenie, hulle sê ek gaan nou goed vasry en hulle is reg ek doen in ander karre. Maar dis vir die versekering het. Jy moet nie stupid wees nie. Maar nee, ek ry lekker, maar so dan ry ek nou so lank liewe is ek Woensdag hier, is ek in Krugersdorp. Ja. Daar by die Hervormde Kerk. Ja. En dan is ek Vrydag in Vrede. Ook by 'n kerk. Hier sien ek preek eintlik. En dan Saterdag is ek in Secunda. Die Umuzi Theater is oorgedoen. Ek was nog nie daar nie. Ek was al in Secunda, maar nie met die oorgedoende Umuzi nie. Nou ek gaan nou soontoe. En dan Sondag is ek by die Manna Sentrum hier iewers in Kempton Park. Klink vir my of ek daar ook gaan preek. Kempton Park is 'n lekker plek, ouma. Ek is van daar af. Regtig? Ja. Mens sal dit nooit sê nie. Ek weet nie. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar kom Ek ook nie. Maar die dag gaan hy nou uitgeglip. Ek het jou gesê. Dis wat gebeur as jy ouer word. Jy weet nie wat jy sê nie. Hulle dink ons ou mense weet nie wat aangaan. Hulle is meestal reg. Dit het uitgeglip. Ek gaan na ouma se kennis toets want ons span het besluit daar is 'n paar kwessies waar ons moet gesels, net om te hoor hoe ouma daaroor voel. Ja. So kom ons begin by kunsmatige intelligensie. Kyk, KI was in my daai iets anders. Was 'n latex handskoen en 'n koei. Maar ek dink al vorm van intelligensie wat een van die dae gaan oorwees is kunsmatig. Want weet jy, dink nou daaraan, Elsa, as KI die internet vir 'n week reg oor die wêreld afsit, wat gaan gebeur? Ons gaan 20-jariges hê wat net staar na die skerm. Hulle gaan verward wees. Hulle gaan nie weet wat om te doen. Hulle gaan ou mense soos ek moet vra. Hulle gaan sê, "Tannie, help my om by die huis toe kom, want die ding wil nou nie vir my instruksies gee nie." Ja. Wel, so gepraat daarvan, hoe voel ouma oor iets soos 'n GPS? Ja, ek het hom nodig anders verdwaal ek in my in. Maar op pad heen, toe ek ry. Weet jy wat, toe ek hom aansit te sê, head west. Ek weet nie waar is west nie. Nee, wat dink jy ek is 'n windkous? Nee man, nee, maar ek kan ook nie sonder hom ry nie, want dan sê ek, hiboe, nee, ek verdwaal. In Sodom en Gomorra, ja. En dan, ons het 'n paar sekondes oor hoe voel ouma oor Brendan Piper? Wie sê? Wag, hy is daai ene. Hy is die ene. Hy was die ene op daai wat 'n vrou gesoek het, né? Daai ene. Ja. Ja, die meisies was nogal, maar hy moes nou verloof is hy nie. Hy is nou verloof, ja. So wat dink ek vir hom? Good luck. Is hy? Ouma, baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het. Dis vir my jammer dat die tyd ons nou ingehaal het. Is okay. Maar ons sien uit na 'n volgende kuiertjie en dankie dat ouma so mooi aangetrek het, baie helder. So kom ek gehou het by 'n is my Greitermans rokkie saam met swart. Sê weer? Greitermans. Onthou jy toe al Greitermans was? Dit wel, hy reik 'n bietjie na motbol, maar dis okay. Bly ingeskakel. Ons is nou weer terug. Jy kyk na Goeiemôre, good morning.